Baie welkom by die Suidlander bevestigde protesaksiekaart inleiding. Ons gaan eers sommer begin deur waar kan mens hierdie kaart wat die bevestigde protesaksie in ons land aandui, waar kan mens hom kry? Hy is beskikbaar op die suidlander.co.za website. Die artikel is nou nog nie hier geplaas nie, dit sal geplaas word sodra die video klaar gemaak is. Hy is ook beskikbaar op die suidlanders.org website. Van die hoofblad af, klik mens daar by Suidlander Protest Map op Read More, dan sal die kaart binnekort hier oopmaak, waar jy hom van hier af kan kyk. Om hom dan van hierdie skakel hier of die skakel op die .co.za map in volskerm te maak, klik jy op daardie ding daarso. Dan load jy 'n nuwe ene wat dan die volle skerm gaan wys wat mens eintlik wil hê, omdat dit jou toegang gee tot die layers, van die map. Die map se layers is weekliks ingedeel. Hierdie rooi kolle wat julle hierso sien, is 'n tydperk van die 4de Mei 2016 af. So met ander woorde, van wanneer hierdie video gemaak is dit omtrent so bietjie meer as 2 maande se tydperk waarin al hierdie insidente uitgestuur was op ons nood-SMS stelsel, waar ons ook mense wil aanraai om by aan te sluit, sodat mense kan weet wat aangaan. Ons wil sommer dan net begin om te sê hoe werk hy. Hierdie video is ook op die WhatsApp groepe ook uitgestuur, die skakelvorm, sodat mense hom sommer op jou foon kan bekyk. Net om sommer dan te begin, hoe werk die kaart? Ons wil klik daar op die verskillende layers, want daardie wys 1 week, 04/05/2016, 11/05 tot 11/05/2016. So 1 week se tydperk. As mens op daardie pyltjie klik, dan maak dit vir jou al die insidente so onder mekaar oop, soos wat hulle gewys en gelys is. Jy kan hier ook op hulle klik om hulle op die kaart te vind, soos daardie ene dan daar in Durban, of hierdie ene in Vuwani, waar hulle die skole so afgebrand het. Dan, om terug te kom na hom toe, ek sien net hierdie ene line nog, so ons gaan hier. Dus, wanneer hulle daar onder mekaar gelys is, kan jy op hulle klik daar, maar as mens daar op net 1 week wil sien, dan klik ons al die regmerkies en ons haal hulle weg. En dan wys daar niks op die kaart nie, dan kan ons nou besluit wat se week ons wil graag sien, ons wil week 3 van die 4de Mei af sien, die 19de tot die 25ste Mei, dan klik ons net op hom en hulle kom dan vir ons voor. Nee, as julle dalk net die huidige weeksin wil sien, wat nou die 10de tot die 07 Julie tot 14 Julie is, dan klik ons daar, dan wys hy vir ons daai. Nou hierdie kaart word in real time, so te sê, opgedateer. So die insidente word bygelas in tyd soos wat hulle inkom, maar hulle is natuurlik nie so vinnig soos wat hulle op die nood-SMS stelsel kom nie, hulle kom eers so bietjie later by. Alright, dan nou, dis vir die week is nogal, moet ek sê, stiller as normaalweg, want ons het nogal 'n tamelike rowwe tyd gehad die laaste 2 maande, soos julle nou hier kan sien, as ek al hierdie layers oopmaak. Ok, nou so 'n bietjie meer in die werking van die kaarte, soos ons kan nou in en uit gaan op hierdie kaart, wil ek julle graag wys hoe lyk dit in Gauteng, die insidente wat daar gemerk is. Nou baie interessant, altyd die suide van Johannesburg is altyd lekker besig, R59, die Goue Hoofweg, soos altyd, vet besig. Maar, kom ons begin sommer deur te kyk na nou die dag se protes in Pretoria, en hoe wyd en omvattend dit was. Dis nie alles net van daai tyd nie, omdat ons leiers geselect is in die tydperk, in die totale tydperk, wys dit alles in die laaste 2 maande wat gebeur het. Maar, ons is nou, sê nou maar, nuuskierig oor hierdie groot rooi area
En ons lees daar, dis Mamelodi. So aangesien ons nou nuuskierig is, klik ons daarop. En aan die linkerkant maak dit vir ons die langse paneel oop wat vir ons meer inligting gee oor daardie area. Dit sê vir ons, dit was die 21ste Junie gewees, omtrent 5 uur die oggend was die eerste een uitgestuur met insident nommer 2194A. Dit is 'n A, want mens sal dieselfde insident op ander plekke sien, omdat daar so baie goeters gelyktydig gebeur het. Daar staan aan die linkerkant, die protesaksie in Atteridgeville, Hammanskraal en Mamelodi duur vanoggend voort. Ten minste 16 busse en 1 mens is gebrand in die onluste. Verskeie paaie word steeds versper. En dan met 'n skakel na die artikel wat daaroor handel. Dan onder dit 'n inlas, soos wat hierdie protes aangegaan het, het ons verder artikels bygesit en inlaste gemaak om te sê hoe dit gegaan het. Dan as ons meer wil sien oor hierdie protes, dan klik ons daar 8 waar dit staan 8 foto's en 2 video's. Klik ons daar en hy gee vir ons nou 'n stygie, maak hy dit vir ons oop. Net so dan hierdie paneel toemaak. Daar is 'n video wat ons dan kan kyk. Nog 'n video, 'n sideline video. En daar is 'n foto van hoe dit gelyk het daai nag. Daar is die busse wat uitgebrand is daai tyd, nog padlokasies in Mamelodi, hoe die busse gebrand het daar deur die nag, hoe hulle gelyk het die volgende oggend. Nog so 2 wat uitgebrand is. Hier een van 'n helikopter af en dan 'n foto prent wat deur beeld uitgegee is om te gesê het waar die protes oral was. Nie waar ons inligting kry nie, ons het natuurlik ons inligting op daai dag gekry. So ons is nuuskierig. Hier het hulle die pad toegemaak by Pumulani Tollhek in op die suide van daai N1 noorde van Pretoria, maar op die suide deel van daai N1 soos dit. Toe het hulle die Pumulani Plaza se Tollhek toegemaak en die Tollhek by die Karussel het hulle ook toegemaak met protes. En in die intussentyd het hulle allerlei skade aan Hamok gemaak, veral daar by Hammanskraal se gedeelte. So as ons nou nuuskierig was om te sien hoe dit daar gelyk het, dan klik ons daar en ons klik op die foto's en ons sien wat het daar op baie snelweg daai dag gebeur. Nee? Nogal rof. Uitgebrande trok en uitgebrande bus. Okay. Dan verder kan ons klik daar op daai gedeelte van Hammanskraal waar die protes ook geversprei was. Okay. Daardie inligting is vir mense veral belangrik as jy jou uitgangsroetes moet bepaal vir 'n dag van onttrekking, sodat jy weet watse paaie is al opgeoefen en watse paaie hoe hulle daardie paaie geoefen het. Ongelukkig soos ek sê, dis net van die 4de Mei af. Daar is baie meer inligting, baie meer paaie as hierdie is geoefen. Daar is nog baie protes gewees voordat hierdie kaart begin bou was. Okay. Ons gaan so 'n bietjie daar na Durban toe. Ons gaan kyk hoe lyk Durban. En al sy protes glorie, want Durban is altyd nogal lekker besig. En weer eens, daar die groot rooi kol daarso, het te doen met die protes in Durban Noord wat die 6de Junie gebeur het 2016. Omtrent 8 uur die oggend was hierdie inskrywing gemaak en die area 21 is natuurlik dan die Durban omgewing. Daar kan ons verder lees oor wat daar gebeur het met al sy inligting. Al hierdie insidente is natuurlik ook in Engels vertaal vir buitelander om na te kan kyk. Nou wat belangrik natuurlik is op sy naam is altyd die insidentnommer om te wys waar dit korreleer met dit wat op die nood-SMS stelsel uitgestuur is. Hierdie skep natuurlik vir ons 'n taamlike indruk oor hoe die vermoë van die revolusionêres opgerig is om 'n plek af te blokkeer, toe te maak, af te versper en seker te maak dat om beweging te beperk. Baie van hierdie kolle het te doen met daardie Oos-Kaap taxi-staking, wat hulle die grense van die Vrystaat toegemaak het, omtrent elke pad en elke dorp in die Oos-Kaap was daardeur beïnvloed geweest. Dan ook in Kaapstad, mense wat dink hulle Kaapstad is stil, Kaapstad is rof. Weskaap is stiller, maar Kaapstad self is rof. Veral daai tye wat daar in Grabouw gebeur het, die N2 wat na die ooste toe uitgaan, word gereeld versper en geblok en die N2 na die lughawe ook.
Ok, enigste stil area wat ons het is natuurlik die Noord-Kaap. En die res is alles anders baie besig. Baie belangrik asseblief om hierdie kaart, as jy hom dan nou so bekyk, soos dat jy hom nou bekyk, dan is dit baie belangrik om te klik op share, sodat jy hierdie boodskap met ander mense kan deel, sodat almal kan sien die toestand van ons land, en sodat hulle ook geroep kan word tot voorbereiding. Jy kan daar klik op share, dan kan jy hom share via jou Google Plus, of share via Facebook, of share via Twitter, of share via e-mail, of jy kan hom embed op jou eie website, as jy 'n website het. Ons nooi jou om dit gerus te doen, soos dat hy geëmbed is op ons Zuidlander.org website. Baie dankie dat julle gou die tyd saam met my gespandeer om te kyk hoe lyk en werk die Zuidlanders bevestigde proteskaart. Goeie dag.